Ek gaan vra dat jy asseblief nou vir my na vorentoe sal kom, Sonja Smit, uitvoerende direkteur van die Sonja Smit begrafnisgroep en natuurlik ook die stigter en direkteur van Voice of the Unborn Baby. Saam met haar vanaand het ons ook vir Rinaldi Ingram, sy is die praktiserende prokureur, soos wat jy gehoor het, wat Pro Bono haar dienste tot beskikking stel, om ook hierdie saak te hanteer en ook haar tyd en haar kennis dan ook te deel om hierdie wetgewing te verander. Nicolien Eger, mamma van Reynou, wat ook vir ons haar verhaal kom vertel en met ons kom deel. Nicolien, baie dankie as jy vir ons ook hier na vorentoe sal kom asseblief. En dan saam met Nicolien vanaand het ons ook vir François en Felicia van Niekerk. Felicia het op die 16de, die 19de April, op 19de April, is dit dan ook die verjaarsdag. Dis dit die 16de, die 16de en dan môre, Felicia, dankie, het ons dan ook die dag waarop Dion dan gesterf het. Ons sê baie dankie Felicia dat jy en Fransja ook bereid is om vanaand hier te wees en saam met ons in hierdie gesprek te kom deelneem. Familie en vriende, ons gaan in 'n stadium 'n bietjie die geleentheid gee vir u om deel te neem, om saam te gesels as u enige vrae het, as u 'n bepaalde inset wil lewer, asseblief voel vry om dit te doen. Ek gaan dan nou ook, ons gaan in die vorm van 'n sitkamer gesprek dit hanteer, gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie hele aangeleentheid en die impak wat dit ook op mense se lewens het. Baie dankie vir julle tyd, baie dankie vir julle betrokkenheid. Dankie dat julle vanaand bereid is om ook hier te wees en saam met ons hierdie geleentheid te kan kom bespreek. Sonja, ek gaan by jou begin. Ek wil vra dat jy vir ons net so 'n bietjie ietsie vertel van jou passie en waarom hierdie aangeleentheid vir jou so baie na in die hart lê. Dankie Jaco, en ek wil vir hierdie dapper mense sê dankie dat hulle die guts het om vanaand hier saam met my te sit. 'n Miskraam of 'n stilgeboorte is een van die mees onerkende verliese in ons samelewing. En wanneer jy gekonfronteer word met 'n swangerskapverlies, gaan jy vind dat mense werklik nie weet wat om vir jou te sê nie. En dan kry ons hierdie tipiese klisjées, troosklisjées van gelukkig is jy nog jonk, jy kan sommer gou weer nog enetjie hê, of jy het nie die kleintjie geken nie. En dis natuurlik die verkeerdste ding om te sê. My beste raad is sê liewer niks. En na my dogter 'n miskraam gehad het, was ek skielik aan die ander kant van die tafel en ek het werklik nie woorde gehad vir my eie kind nie. En daar's 'n gesegde wat sê, somebody said, somebody should do something about this. And then I realized, I am somebody. Baie dankie Sonja. Julle as ouers, Nicolien, François en Felicia het nou iets gehoor van hierdie uitlating wat Sonja gemaak het oor hierdie klisjées wat mense sê. En tipiese uitlatings wat gemaak word, soos jy's nog jonk, of weet jy wat, wees gelukkig, jy het nog 'n kind. Het julle iets hiervan ervaar? Nicolien, ek wil graag daar by jou begin en ek wil vir jou vra om vir ons 'n bietjie iets te vertel ook van die proses waardeur jy deurgegaan het toe jy vir Reynou in die dood afgestaan het. En wat was jou ervaring en ook jou ervaring ten opsigte van mense se misverstaan en hulle oordra en verkeerde opmerkings wat mense oor hierdie aangeleentheid gemaak het? Ek sou sê vir my was die heel iets wat vir my ongelooflik baie beteken het, was mense wat halfreg het met my sal kom praat oor hom. Sorry. Skus. My kinders bel. Net daai acknowledge. Hy was daar, hy was myne, hy was my seentjie. En ek stem saam met jou, mense sê mense sê goed wat so ongelooflik seer maak, maar mense ignoreer jou ook of stap sulke wye paaie om jou want hulle weet nie om jou te hanteer nie. En dit maak seer. Kom na my toe en kom gesels met my oor my seentjie. Ek wil oor hom praat. Hy was daar. Hy was
So dit is Sou jy sê dit het iets te doen met mense se eie wanpersepsie en hulle onvermoë om hulle self uit te druk en hierdie trauma wat mense ervaar te kan raak sien. En 'n baie belangrike ding en ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Soms net eerder daardie hele gedagte van bly net stil. Moenie vir my probeer antwoorde gee nie. Het jy die behoefte gehad om antwoorde te kry of wou jy net daai ondersteuning gehad het? nie antwoorde nie. Ek sou gesê, wees net daar vir my, net 'n drukkie, enigiets soos dit, maar moenie vir my probeer, moet my nie probeer troos met woorde wat nie troos nie. Dit maak seer, dit maak kwaad, dit, mens voel, kyk, jy gaan nie weet waardeur iemand is, sonder om self, as jy nie self deur 'n miskraam was, of dalk jou 'n babatjie in jou arms vasgehou het wat nie meer asem het nie. Daar's nie woorde nie. Daar's nie woorde vir daai tipe seer nie. So jy gaan nie my pyn kan beter maak deur vir my te sê dit raak beter of dit sal soos jy sê jy's jonk of jy het ander kinders of maar wees net daar vir my. Sê dan net eerder niks. Maar net hierso. 'n drukkie is meer as voldoende. Felicia, die 19de April 2016, smôre. 20ste. Môre, die 20ste, ja. Ekskuus, vandag is die 19de. Vandag is die 19de. Ekskuus, vandag is die 19de. Hierdie ervaring, hierdie seer, hierdie herdenking en hierdie viering wat 'n mens ervaar. En ek gebruik nou die woord viering. Ek glo jy vertrou wat ek verstaan wat ek bedoel daardeur. Wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in jou gemoed aan in hierdie stadium? Ek kan vir jou sê, dieselfde wat die dag toe hy dood is. Die 2005, dis 11 jaar later, presies dieselfde. Jy lê, en hierdie jaar is weer uniek, want hy is op 'n Saterdag gebore in 2005, en hierdie jaar het dit weer op 'n Saterdag geval. So jy dink by jouself, 10:06 is hy gebore. En dan dink jy, die volgende dag, vandag toe ek by hom kom, was sy oë vir die eerste keer oop. En dan, die volgende dag, vandag het dit gebeur, hulle het scans gedoen, sy breintjie was skoon. En dan kom jy met, vandag is hy dood. Vandag is dit verby. So letterlik vir daai week lank, staan jou lewe stil, dis 11 jaar, ek beloof jou, vir 11 jaar lank, staan dit stil. Jy gaan deur dit, jy beleef dit, jy dink daaroor, dit hou nie op nie, dit word makliker, want ek dink jy leer om daarmee saam te leef, maar ek kan vir jou sê dat jaar na jaar gaan jy deur dit. Definitief. Dankie Felicia. François, ons het in die video insetsel wat ons gesien het, en ons het 'n bietjie daaroor gesels ook in 'n stadium vooraf, 'n ma wat hierdie baba in haar dra, hierdie baba in die wêreld bring, word baie keer in 'n mate met alle respek op die voorgrond geskuif, die seer, die verlies. Maar die pa is tog deel van hierdie hele proses. Die pa is deel van hierdie seer, van hierdie verloor, van hierdie loskeer in jou lewe. Uit jou ervaring uit en uit dit wat jy in hierdie proses saam met Felicia deurgegaan het. Wat het in jou bestaan en in jou menswees en deur jou gedagtes gegaan? Dit is baie dinge. Jy het hierdie prentjie wat jy wil sien om 'n pa te wees, om daar te wees vir jou kinders en so aan. Almal fokus op die ma wat die baba verloor. Mense neig nogal om so 'n bietjie die pa mis te kyk in die sin, maar dit bly nie maklik nie. Jy weet, ek was baie gelukkig toe klein Adrian gebore is, het Felicia vir hulle gesê, gee hom dadelik vir my. Sy het dadelik gesê, sy het hom in haar gevoel, ek het nog geen kans gehad nie. Ek het hom maar 5 minute vasgehou voordat hy dood is. En dit het baie vir my beteken, maar mense besef dit nie. Jy gaan aan, daar's baie fokus. Ek is die enigste man met die boosheid, sorry, maar onder jou, maar want mense fokus op die vrou. En dis nie te sê dat dit nie vir 'n man ook 'n traumatiese ding is nie. Dit bly 'n hartseer storie. Jy weet, ek is dankbaar ek het nou 2 ander seentjies, maar mens bly wonder. Is daar enigiets wat jy anders sou doen? Die saak anders benader, anders te daarna kyk?
Nee. Kyk, in ons situasie was dit moeilik. Ek het gevaar daarvoor ons kind kom begrawe. Ek is dankbaar ons het hom begrawe. En dit is ons keuse, dit is hoe ons daarmee wou deel, wat ons daarmee wou doen. Ek is dankbaar ons het, as ons het nie gedoen het nie, sou ek baie spyt gewees het verseker. Ons het ook met mekaar ooreengekom en dat julle gemaklik is daarmee om ook met dit te gesels. Op 'n baie persoonlike vlak in julle lewe, François en Felicia is in hierdie stadium besig om deur 'n egskeiding te gaan. En die impak wat dit op hulle lewe gehad het en die emosionele letsels wat dit nagelaat het. Ons hoef nie in detail daarin te gaan nie, maar dit is deel van die werklikheid en deel van hierdie proses wat julle tans in julle lewe ervaar. Daar sal altyd baie vrae wees, daar sal baie uitlatings wees, opmerkings wat mense maak. Maar tog het hierdie dinge letsel in julle lewe gehad en dit het ook 'n letsel in julle verhouding ingebring. Die woord trauma word juis beskryf as 'n verwonding en 'n letsel. Julle het hierdie letsel ervaar en dit sit vir julle in hierdie stadium in 'n proses waar julle nou uit 'n totaal en alle ander oogpunt moet kyk hoe julle met hierdie verwydering wat tussen julle plaasvind ook moet cope, ook moet deel daarmee en ook in hierdie stadium met 'n klomp ander goed gekonfronteer word. Is daar enige ietsiekie wat enigeen van julle twee net oor hierdie proses dalk sou wou sê om iets te probeer verwoord daarvan? Kijk, ek kan vir jou sê, ons kan hier sit en vir julle vanaand entertain as ons wil begin sê wie se skuld is wat en elke ding in die huwelik. Maar die punt van trauma is dat enige ding wat gebeur het 'n lastige effek. Ek kan nie vir jou vandag hier sit en sê dat die feit dat ons 'n kind verloor het, dit nie 'n impak gehad op ons nie. Dit het ons albei geruk in mens wees. Ons is albei ongelukkig. Per toeval nou op dieselfde dag, 13 jaar uit mekaar uit, ons albei ons paas verloor. Haar pa is nou onlangs oorlede, myne is 13 jaar terug oorlede. En selfs dit ook, het ook 'n lastige effek op ons. Die stupidste voorbeeld te gebruik, sy kan nog lekker musiek luister in die kar. As ek in 'n kar ry, ek hou nie van die musiek nie eens te luister. Ek voel nie meer daai upbeat wat 'n mens was altyd nie. Wanneer laas kom jy in jou kar en jy luister musiek en jy sing saam, ek kan dit nie meer doen nie. En dit is die effek van een of twee verskillende sulke traumatiese goed wat mag gebeur het. En dis maar wat dit veroorsaak. Dankie François. Nicolien, jy het die voorreg gehad om op die uiteinde van die dag vir Reinout te laat veras. Het jy nog daardie assies by jou? Hou jy dit? Ons het op daai stadium ek wou bitter graag 'n hele diens en 'n begrafnis, maar mens word baie keer so onder druk geplaas deur mense om jou om besluite te maak wat baie vinnig moet gebeur. Ons het 'n klein dogtertjie toe gehad, so emosioneel op daai stadium het ons gevoel ons gaan hom laat veras en ons het dit spesiaal probeer hou. Rarig. So kom aan sê, Rarig, dit ek gebeur. werk nie saam met jou. Franjo. Dis nou vir al hoekom. Ek het my kinders wel, okay? Ons het eintlik van 2012 af het ons heeltyd gehuur en ons het 'n jaar terug het ons gekoop, so ek het vir my man Skalk gesê my droom sal wees is ek wil vir hom 'n bitter spesiale plekjie in die tuin maak, ek wil vir hom 'n mooi grafsteen laat maak en dit sal my plekjie wees waartoe ek kan gaan. Maar nee, hy's in ons huis en hy's daar saam met ons en ons is 'n volledige party of 5 en ek moet sê iets wat ek wil bylas by hom, hoe trauma jou menswees verander. 'n Huwelik vat 'n nok om 'n kind te verloor en ek dink dit gaan als oor my en jy moet so hard beklei om net nie mekaar te probeer Doodmaak nie. Ja. Letterlik jy. net om ek weet Skalk het baie keer dat hy gevoel hy moet vir my meer tyd gee, meer spasie. Hy sal in 'n kamer instap en ek sal daar sit en huil en hy sal toemaak en wegloop. Waar ek baie keer eerder wou gehad het, kom in en
So, dit raak beter oor tyd. Ek het altyd gespot en gesê, daar so 'n smile masker op my bedkassie. En die oomblik wat jy opstaan, dan sit jy hom aan en jy gaan aan vir die dag, maar daar's nooit 'n tyd wat verbygaan wat jy nie aan jou kinders dink of aan daai spesiale seentjie dink nie. Na sy dood het my pa vir my op 'n tyd gevra, hy soek so graag sy meisiekind terug. Wanneer gaan dit gebeur? Toe sê ek soos nooit, dit stuk van my het verander en daai spesifieke deel sal nooit weer weggaan of verander of terugkom nie, maar jy werk maar hard daaraan om jou ou persoonlikheid bietjie terug te kry vir die mense om jou ook. Ek wil vir julle as ouers die volgende vraag vra en dan gaan ek 'n bietjie daarna Sonja en Rinaldi toe beweeg. Julle is in 'n stadium gekonfronteer met 'n bepaalde wetgewing. Jou kind is vanuit hierdie wetgewing uit as 'n potensiële mediese afval beskryf. Wat het jy in daardie stadium ervaar? Ek dink jy's moeg. Jy het nou net jou kind verloor. In die eerste plek, jy moes hom normaal kraam, so jy's deur daai proses. Nou is die babietjie daar, hy's dood. Jy is fisies, is jy emosioneel uitgeput. Nou ervaar jy trauma op sy eie en dan hoor jy maar jou babietjie is mediese afval. So nou is dit 'n bekleierery wat jy nie voorkrag het nie, maar jy moet dit kry want anders gaan jy nie jou kind kry nie. So ek voel basies dit is trauma op trauma wat nie vir my regverdig is nie. En ek dink dis hoekom ons so hard beklei is ek kan dalk nie dit wat vir my gebeur het daar beter maak nie, maar as ek dit vir een mamma daar buite kan beter maak, dan sal ek alles oopkrap, alles doen en verder beklei, want as ek moet dink met Dion het jy's in 'n trance, jy weet nie, jy het so seer, jy's so in jouself, en na die tyd dan dink jy, ek wou nog dit en dit en dit gedoen het, en met Adrian, dit klink nou amper soos 'n partytjie, maar toe dink ek, yes, ek wil nou nie dit en dit en dit en dit doen. So ek dink die trauma op die trauma maak dit net nog erger, waar dit al klaar op sy eie so erg is. Ek dink nie dis nodig om met nog iets te deel nie. Dit is maar basically vir my waaroor dit gaan. François. Ja, dit is... Ek sal dit nie vergeet nie, dit is my vrek snaaks eintlik. Nou, Ek gebruik nou maar partymal 'n bietjie humor as 'n ding, jy weet, ek staan daar en ek sê vir hulle, okay, dit is nou die volgende oggend, die hospitaal was wonderlik geweest, die susters was wonderlik. Ek sê, okay, wat doen ek nou om my seentjie te gaan begrawe? Hulle sê vir my, sorry, ek gaan hom weggooi. Ek dink ek het julle reg verstaan nie, jy weet, nie hulle gaan hom weggooi. En dink julle het gesien op die video, ek het vir hulle gesê, kyk, roepsekuriteit, en ons praat net daaroor, ek sê, maak nie saak hoe groot die man is nie, maar jy kan, draai jy voor so groot papa staan, en vir hom sê, mag jy by sy kind se liggaam uitkom nie. Hy gaan vir jou voete. Jy weet, en om daar te moet staan, en dan word daar vir jou gesê, hoorie nee, sorry, dis dit. Dis net, ja, ek het ingehou. Maar, ja, dis rof, dis nie 'n lekker ding nie, dis vir geen ouer moet dit wees nie. So. Ons almal weet daar's woorde wat dit net vloeiender Baie meer beskrywend wees, ja. François, verseker. Daai oomblik voel 'n mens baie meer beskrywend. So. Nicoline, Ons was in die beter situasie gewees waar ons eintlik nie eers geweet het daar was so wet gewees nie. Ons het dit na die tyd eers uitgevind. So vir my, my seentjie was gebore, ek het hom 'n hele dag by my kon hou. En ek het afskeid geneem op my manier en Sonja hulle het hom die volgende oggend het hulle hom kom haal. En later eers toe het ek gehoor dat daar hierdie ongelooflike onregverdige wrede wet is. En as ek enigsins in 'n ander situasie geplaas was, ek weet nie, kyk ek dink nie iemand sou vir my of my man regtig kon keer nie, maar wat se skade doen dit aan hulle om net dit toe te laat?
wat 'n verskil maak dit in hulle lewens, of ek my kind mag begrawe of nie. Maar vir daai ouers, hoe kry jy ooit in jou hele lewe, kyk as ek vandag geweet het, my kind was verbrand saam met geamputeerde bene en arms en net afval, en dit is so wreed, dit is so onregverdig. Ek weet nie, hoe kry jy rus vir jou hele lewe lank om dit te weet nie. Ja. Maar ons was gelukkig genoeg gewees om, my dokter het geteken wat ook al geteken moes word, en dit maak dit definitief makliker vir ouers. Sonja, en hier kom die gedeelte in waar 'n moeder hen intree. En sy het 'n passie in haar hart en sy wil 'n verskil maak, en jy het nou al baie tyd afgestaan. Wat beweeg jou? Wat is jou motivering? Hoekom is hierdie vir jou 'n saak wat jou so aan die hart lê? As ek terugkyk, dan is my paadjie vir my uitgelê. Vandat ek in die skool was, het ek vakansies verpleeg en vir een of ander rede elke vakansie in die kraamsaal opgeëindig. En ek onthou ek het 'n babietjie, 'n fetus van omtrent 12 na 16 weke in 'n bottel in die hospitaal gesien en ek het gevra, kan ek asseblief dit huis toe neem? Ek wil my maale gaan wys. Ek het huis toe gevat en dit weer die volgende dag teruggebring. En nou 40 jaar later onthou ek skielik van toentertyd waar my paadjie begin het met babietjies en ek het 'n ongelooflike sagte plek en vir my was dit wat my tussen die oë getref het is dat jy op 26 weke op 'n waardige wyse mag afskeid neem en troos bring aan ouers wat deur vreeslike trauma gaan, maar die ouetjie wat 'n dag vroeër gebore is op 25 weke en 6 dae word weggegooi as mediese afval. Dit is 'n onmenslike wet en dit vat een persoon om op te staan. En ek dink op hierdie stadium met al die bewuswording, parlementêre navraag in 2012 met Rinaldi aan my sy en 'n uiters goeie regspan, is ons op die oorwinningspad. Ek is baie dankbaar om vanaand dit te kan sê, dat ons gereed is om die aansoek te loods by die Hooggeregshof en agter die skerms reeds kontak gehad het met die nodige ministers wat, ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar waarskynlik ons nie gaan opponeer nie. Ek dink ons kan daarvoor 'n hande klap gee. Verseker. Rinaldi, ek wil nou so tong in die kies sê, ek het in 'n stadium gehoor jou grootste uitdaging was toe eintlik toe Debbie Govender jou 'n onderhoud met jou gevoer het en toe nou nie enigiets anderste wat dit betref nie, maar jy is hierby betrokke en jy wil 'n verskil maak. Daar's bepaalde aspekte wat ter sprake kom. Wat is die doel van hierdie aansoek? Hoekom is dit so belangrik? Dankie Jaco. Ek dink toe ek begin net om 'n bietjie agtergrond te gee van myself. Toe ek begin regte swat het ek gedink I can change the world. En toe ek in my tweede, derde jaar gekom het, toe besef ek nee, jy kan nie die wêreld verander nie. Dit is net so 'n bietjie onmoontlik, een mens kan nie. Maar ek het besef jy kan 'n verskil maak. En as jy 'n verskil kan maak in iemand se lewe, dan is jou purpose op aarde voltooi en gaan daai mense weer 'n verskil maak in ander mense se lewens. So ek dink die rede hoekom ek betrokke geraak het by hierdie organisasie is omdat ek toegelaat is om hande te vat met 'n klomp mense wat saam met my 'n verskil wil maak. En dis great en ek is geseënd genoeg om talente en vermoëns en kennis en ondervinding en so voort te hê om hierdie mense se hande te kan vat om in die regte velde hulle te kan opdra en te kan saam staan en so voort. Ja, om terug te kom by jou vraag, die doel van die aansoek is om wetgewing in lyn te bring met die grondwetlike regte van ouers. Die grondwet is een van die belangrikste wetgewings in ons land. Hy reguleer nie net hoe die parlement en die regering saamgestel word en hoe besluite en sulke goeders geneem moet word nie, maar dit het 'n handves van regte ook. Wat onder andere die reg op privaatheid, menswaardigheid, lewe, education, ekskuus vir my mix van tale, education, al godsdienst, al daai goeders is in die handves van regte. En wat die wet wat voor die grondwet in werking getree het,
ek dink ons praat nou van seker so 30 jaar voor die grondwet het die wet op geboortes en sterftes in werking getree wat die mense hier langs my, braafste mense wat ek ken, bestempel as 'n onmenslike wet. Regtig ingrens in, ons praat van infringe in Engels van die grondwetlike regte van ouers, om 'n keuse te kan hê. Belangrik is, Jaco, is in die reg word 'n fetus nie bestempel as 'n mens nie. Dit is nie omdat ek so sê nie, dis wat die reg sê. Ek dink ek en Sonja het nou die dag 'n radiopraatjie gehad. En as ek nie vir daai vrou was nie, dink ek 'n paar mense het my gestenig. Want hulle het gedink dis my opinie dat ek sê 'n fetus het nie regte nie. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die reg sê. 'n Fetus word bestempel as 'n mens eers die oomblik wat hy onafhanklik van die moederlyf kan asemhaal. So vir alle praktiese doeleindes, in regsterme is dit 'n fetus. En die doel van die aansoek is nie om regte te kry vir 'n fetus nie. Dit is ook nie om die abortuswet teen te werk nie. Dit gaan nie hier oor ons opinies en wat ons dink nie. Dit gaan oor wat in lyn is met die grondwet. En as 'n mens luister na hierdie mense se traumatiese, maar tog merkwaardige stories, is dit definitief 'n stryd om die moeite werd om voor te beklei. En definitief, as hulle, soos ek dink Felicia gesê het, as hy haar ondervinding net 'n verskil kan maak in een persoon se lewe, in een mamma se lewe, dan is dit die moeite werd. So ek dink, dit is die doel van ons aansoek. Hier het almal gehoor, een asemteug. Een asemteug maak 'n verskil. Een asemteug op die uiteinde van die dag bepaal of 'n ouer paar of 'n ouer 'n kind op 'n waardige manier kan begrawe. Voice of the Unborn Baby Sonja het 'n geweldige impak begin neem. Hoekom is dit vir jou belangrik? Wat wil jy bereik? Hoekom wil jy hierdie saak laat realiseer? Jaco, die ironie is dat die grys area in die wet so ver strek. As jy kyk na François en Felicia se storie, die babietjies het albei asem gehaal. Met ander woorde, hulle was mensies. Tog is hulle as mediese afval hanteer, amper. Dion het 4 dae gelewe. En So hy was grys is mediese die afval. wet. As jy 5 dokters vra, gaan jy 5 antwoorde kry. Want die een dokter gaan sê, lewensvatbaarheid volgens my 500 gram. Die volgende dokter gaan sê 800 gram. Dan gaan jy 'n dokter kry wat sê ek doen wat die ouers van my vra, soos in Nicoline se geval. En die laaste dokter gaan sê die wet sê 26 weke, ek teken niks. So jy kan jou indink, ons is 'n klein groepie hier by mekaar. Wat gebeur in die res van Suid-Afrika? So grys is hierdie wet. Ons wil dit in lyn bring met die grondwet, soos wat Renaldie reg gesê het. Ek dink dit wat jy nou daar spesifiek gesê het, ons wil dit in lyn bring. Die ander interessante opmerking, en hier het ook almal gehoor in hierdie video-insetsel wat ons gesien het, tot op 20 weke mag jy nog laat aborteer. Maar op 26 weke, wanneer 'n baba gebore word, en daardie baba leef nie, met ander woorde, daar's nie 'n asemhaling nie, word hierdie mens as mediese afval verklaar. Renaldie, wat is jou mening? Wat is jou standpunt oor hierdie aangeleentheid? En ek gaan nou so klein bietjie moedswillig begin. Wil jy my regsopinie of wil jy my persoonlike mening hê? Dis jou keuse. Ons praat altyd so, ons in persoonreg was eerstejaarsvak gewees op universiteit. En persoonreg gaan basies daaroor wanneer kry 'n mens nou jou regte. Toe is vir ons gesê, fetus, ons praat van die nasciturus fiksie, wat sê, onafhanklik van die moederlyf asemhaal, as jy 'n mens kry jy regte voor dit is jy 'n fetus, jy het geen regte nie. So kom die abortuswet in werking getree het en hoekom jy 'n fetus nie vermoor kan word nie, omdat hy nie regte het nie. So my regsopinie, ek dink ek gaan al twee kante toe antwoord. So my regsopinie sal wees dat ouers is mense. Ek dink al die ouers lewe anders te sou hulle nie 'n fetus kon conceive nie. So hulle het regte en hulle regte moet beskerm word. Dit is punt nommer 1.
En dis hoekom ek dink 'n mens moet beklei dan vir daardie ouers se regte. Om 'n keuse te kan hê, om op 'n bewaardige manier te kan rou en hulle trauma te kan ervaar, en ek dink dit is 'n baie belangrike punt. Ek dink gedurende die reis na ons finale stuk het ons 'n paar konsultasies gehad met 'n paar belangrike en interessante mense, en een van hulle was Dominee Bram Kloppers, 'n rouspesialis, 'n rouberader, en hy het ook 'n boek geskryf wat sê wanneer woorde ontbreek, en so 'n bietjie gesels met hom oor die boek en trauma en so voorts. En trauma is nie iets wat 'n mens in 'n boksie kan sit nie. Elke persoon ervaar trauma op 'n ander wyse. Ek het dalk nie trauma ervaar met 'n miskraam of 'n stilgeboorte nie, maar almal van ons het tot 'n mate trauma in ons lewe. En ek dink almal van ons het die reg om daai trauma op ons manier te verwerk, al beteken dit dat ek 'n keuse moet hê om 'n fetus te kan begrawe. So regsopinie, ja, ouers moet die reg hê om te kan kies. Persoonlike opinie, fetus moet regte hê, einde van die storie. Dit is wat ek sê. Sonja, asseblief. Ek wil graag 'n stelling maak dat ek dink die termyn van gestasie of die termyn van swangerskap is relatief. As ek 'n storie mag deel, net na die Carte Blanche program het ek 'n oproep ontvang van 'n prokureur uit Morningside, en ek kon aan sy stem hoor, hulle het my baie nodig, en sy woorde was, my vrou is 16 weke swanger, ons het uitgevind Down-syndroom en 'n klomp ander geboortedefekte. Ons weet nie wat om te doen nie, kan ons help, maar daar's geen manier wat my seentjie mediese afval word nie. En ek het gevra, mag ek jou kom sien, kar geklim en Morningside toe gery, en ek het in 'n stuk trauma vasgeloop met 'n man en 'n vrou, stikkend, met 'n 4-jarige dogtertjie wat daar rondhardloop. En hulle het soort van uitgereik na my toe, of gehinker na 'n antwoord van, wil die Here hê ons moet 'n gestremde kind al ons liefde gee, of moet ons op 16 weke hierdie swangerskap beëindig, terwyl dit nog in 'n vroeë stadium was. En ek het in geen onduidelike terme gesê, maar ek kan nie hierdie vraag, hierdie besluit vir julle neem nie, dit is absoluut 'n persoonlike saak. Toestemming vir die wetlike implikasies verduidelik en gevra, gaan nie omgee as ek na julle dokter toe gaan. Ek is na die ginekoloog toe waar ek verduidelik het wat die implikasies is, en van daar het ek na die kraamsaal toe gestap. Die dokter het trane in sy oë gekry en gesê, ek sal doen wat ook al jy van my vra. En ek het gesê, ek soek daai, dit en dit se vorms. Hy het gesê, I'll give it to you, no problem. By die kraamsaal het ek in 'n muur vasgeloop, van, daar's geen manier nie, hier is mediese afval, it's hospital policy. Met 'n groot gesukkel het ek toe nou maar die affidavit op die tafel gesit en gesê, maar ek sal vir julle teken, ek is 'n kommissaris van Ede. As dit dan nou is wat is van ons en die mediese afval immer staan, ek teken die papier. So het die vrou toe 2 dae later geboorte gegee aan die dood, as ek dit so mag sê. Dit was Debbie se blog, The Birth of Death, wat binne 2 dae deur 111,000 mense gelees is. En ons is, dit wat ek besef het, daar is so 'n behoefte aan 'n companion, ek kry nie 'n beter woord nie, 'n companion om iemand se hand te vat wanneer jy hierdie diagnose kry van daar is nie 'n hartklop nie en jy moet geboorte gee aan die dood, het jy iemand nodig om jou hand te vat, saam met jou hospitaal toe te gaan, by die opname by te wees, want daardie persoon wat jou opneem, weet nie, jy moet geboorte gee aan die dood nie. En hulle sal lag sê, is it a boy or a girl? You must be so excited. Min wetende. Dan die proses, ons hoor Felicia het normaal gekraam. Kan jy vir een indink? En dan moet jy met leë arms huis toe gaan. So daar's hierdie behoefte aan 'n companion wat net hierdie proses, in Engels noem ons dit oorsee 'n bereavement doula. En ek kon hierdie lyfietjie van 16 weke, 'n perfek gevormde klein lyfie, kon ek met waardigheid hierdie vrou van 40 jaar oud, reeds 2 miskrame gehad, geen moontlikheid van 'n verdere swangerskap nie, kon ek 'n baie klein, intieme begrafnissie gee, as ek dit so mag noem, met 'n mamma en 'n pappa en oumas en oupas, en die persoon wat die diens waargeneem het, die predikant, is vanaand saam met ons, en ek sal so graag wou vir Alistair vra, om net sy kant van
van die verhaal. Die verhaal is op julle sitplekke in die binnekant van die blaadjie. Beautiful Pain is 'n ware verhaal, dis die verhaal wat ek nou vertel. En uit Alistair se oogpunt sal ek graag net wil hoor wat se genesing het aan daardie ouer paar gebied, die feit dat hulle kon afskeid neem. En dan as jy net self begin, ek het gisteraand 'n SMS gekry van die mamma wat ek net graag wil lees. Asseblief Alistair, en as jy graag saam met ons net in die gesprek wil deel